Goeiemôre julle, Johan van Tonder saam met julle in die Bybel in 1 jaar en vanoggend kyk ons saam na Numeri 34. Ek kan vandag toe nog onthou, as 'n jong seun, hoe my pa op geheime sendings vir sy werk gegaan het. Hy het ons dan altyd nader geroep en gesê dat as ons al ons werkies doen, in en om die huis, en as ons gehoorsaam is en luister na alles wat mamma sê vir ons, dat hy vir ons iets gaan bring, amper soos 'n erfdeel, iets wat ons gaan kry. En dan het dit so uitgewerk, vir die kinders wat nie so getrou geluister het nie, en gedoen het wat my pa gevra het nie, was daar iets weggevat, of selfs dit wat hy beloof het, het hy net eenvoudig nie gegee nie. Ek het dit altyd getrou nagevolg, want ek het geweet dat as ek dit doen, gaan dit goed gaan met my, en ek gaan die volle prys kry wat my pa beloof het. Nou vandag se hoofstuk laat my aan daardie gedeelte van my lewe dink. Vir die Israeliete is dit 'n hoogtepunt, en ek en jy leer maar net weer hoe getrou die Here is aan sy beloftes. Want in hierdie hoofstuk staan die volk voor die beloofde land, en hoor Moses sê aan hulle die volgende in vers 1. Verder het die Here met Moses gespreek en gesê, gee bevel aan die kinders van Israel en sê vir hulle, as julle in die land Kanaan kom, sal dit die land wees wat aan julle as erfdeel sal val. Die land Kanaan volgens sy grense. Maar dit is belangrik dat ons net weer terugkyk na hoofstuk 33, want in hierdie hoofstuk sê die Here ook iets belangriks aan hulle in vers 51. Hy sê, spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle, as julle deur die Jordaan in die land Kanaan intrek, moet julle al die bewoners van die land voor julle verdrywe en hulle beeldwerke verniel. Ook moet julle al hulle gegote beelde verniel en al hulle hoogtes verwoes. En julle moet die land in besit neem en daarin woon, want ek het die land aan julle gegee om dit te besit. Ongelukkig leer ons later dat die volk nie hierdie instruksies ten volle gehoorsaam aan was nie, en dat dit nagevolge gehad het, en nou nog steeds het, want in vers 55 sê die Here die volgende, maar as julle die bewoners van die land nie voor julle uitdrywe nie, sal die wat julle van hulle laat oorbly, soos dorings in julle oë wees, en soos angels in julle sy, en hulle sal julle beveg in die land waar julle in woon, en dan sê die Here in vers 56, en soos ek gedink het om aan hulle te doen, sal ek aan julle doen. Hierdie hoofstuk merk ook die oorgang van die volk se wandel in die wildernis tot waar hulle hulself gaan vestig in Kanaan, die beloofde land. Dit lig net weer God se getrouheid uit, en hoe belangrik gehoorsaamheid is in ons wandel met die Here, en so ook met hulle, om ag te slaan op die grense wat vir ons gestel word deur God se woord, en om as leiers op te staan, en dit te doen wat God ons voorgeroep het. Net soos die Israeliete hulle erfdeel in besit geneem het, wag daar 'n erfdeel op my en jou ook vandag, wat deur God se woord aan ons beloof word, deur God se getrouheid, nie net nog steeds aan die belofte van Abraham wat God aan hom gegee het nie, maar wat bevestig was deur sy seun Jesus Christus. Efesiërs 1 vers 11 tot 14 sê, dat deur Jesus Christus ons 'n erfdeel ontvang het van God, ons Vader, wat deur die Heilige Gees verseël word as 'n belofte, as 'n eerste afbetaling van dit. Hierdie is seker die beste nuus om te ontvang. Maar net soos met die volk wat 'n sekere instruksie gegee was, voor hulle erfdeel inneem, net soos daar belangrike instruksies, wat ek en jy sal moet navolg en luister na, om ons erfdeel te ontvang en daarin in te stap. Ons lees in Titus 3 vers 7 en Galasiërs 3 vers 29, dat hierdie erfdeel verbind word aan regverdiging, deur genade en gehoorsaamheid aan Jesus Christus en die Vader en sy woord. Ons erfenis is nie materialisties nie, maar 'n belofte van God deur genade, wat geestelik is, en wat deur Jesus Christus bevestig was deur sy dood aan die kruis, en wat deur die Heilige Gees verseker word. Maar dit alles word verbind aan 'n lewe van heiligmaking, vir die wat lewe in gehoorsaamheid en geloof. Die erfdeel is daar. Dis 'n belofte van God, en hy is getrou. Kom ons lewe in die grense van die woord, en neem dit in besit, deur om die wedloop te volëindig, die wedloop van ons geloof. Mooi dag vir julle.